Ja, daai nodig dink ek is 'n groot ding as jy nou probeer gewig verloor, nie 'n wenk vir almal ongesond, maar dit werk. So wat jy doen is jy drink baie Coke Zero. Wat gebeur is Rias. wat gebeur is toesluit. daar is gas in Coke Zero. So wat gebeur is die gas blaas jou maag op. Dankie, Maar jy Rias. moet hom konstant hou. Want anders as hy gas uitgaan dan is jy weer honger. So jy drink daai Coke Zero, jy loop met 'n 2 liter Ek dink rond. ons videograaf gaan deel met edit. Sê goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, Gerry. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand Rias. Ja, dis amper Kersfees. Woep. Hoe Amper gaan dit? Kersfees. Ja, het praat van Kersfees. Dis nou eintlik ons laaste kort en lank vir die jaar. Ja. En hooplik gaan jy nou maar vir my Stanley koop vir Kersfees. ons Ek gaan koop vir jou ene. Ja, episode Want 20. En niemand het vir ons gekoop. Niemand. So hopelik vir Kersfees geskenk gaan onder die Kersfees kameel. 'n Stanley wees andersins sal ons maar vir die eerste een in Januarie Ons moet. sal moet. Ons sal definitief. So ons het 'n pleitdooi vanoggend aan ons 7 kykers. Ja, Dat in my ma. en jou Asseblief. ma, koop vir ons 'n Stanley. Ja, maar dit is 20 episodes Sjoe. en ek kan dit nie glo die tyd het so gevlieg nie. En ons laaste ene dan nou vir die jaar want Desember As is jy mos op verlof weer heeltyd. ons is op verlof. Ons is op verlof. Maar mens moet bietjie rus en ek dink Ja. ook ek sal seker 'n paar ander videoetjies uitbring. Kom ons nie stil sit en ek hou van my eie gesig. Maar ek dink dit is goed om bietjie Desember asem te haal en saam met ons familie geniet en dan nie te hoef te stry oor politiek of wat sê ons wat mag jy nie by die braai praat nie, kerk, politiek en finansies. En ons doen dit. Ja, en ons nee, verseker ons doen dit. Maar ons is by ons ook laaste boodskap van tafels. Die laaste ene van tafels en gister het ons gesels eintlik ek is oortuig daarvan as jy die gemiddelde ou vra in hierdie wêreld wat nie eens gelowig is nie en hy kan vir jou oor Psalm 23 praat, dan sal hy hom seker al uit jou kop uit kan opsê. Almal ken Psalm 23. Ja, selfs daar's 'n liedjie ook wat bietjie wêrelds is wat hulle moes dit nou sing. Ek sal dit nou nie vandag doen nie. Maar dit is een van die bekender Johannes 3 vers 16 en dan Psalm 23 en dan Genesis 1. Ja, in die begin. Ja, in die begin. En daar was lig. So Psalm 23, Rias praat van 'n tafel, wat ons gister gesels het. En Dawid praat, hy sê dat in Engels sê dit vir my mooi, so mooi. Hy sê you prepare a table before me. U berei vir my tafel voor. En hier sien die mooi gedagtes, ons het daar gesels gister oor 'n paar gedagtes oor die feit dat die Here vir ons 'n tafel voorberei. En hierdie tafel wat hy vir ons voorberei is 'n tafel wat die herder vir ons voorberei. Ja, ja. En as jy goeie herder vir ons tafel voorberei het, moet daar 'n paar mooi dinge op hierdie tafel wees. Ja, en veral ook wel net daar moes wat sê teenoor my teenstanders. As jy kyk na die belangrikheid van die tafel en wat die herder doen teenoor jou teenstanders, want dis bietjie wild. Dit is jou vyande. Dis nie ons wat ek hou nie van iemand idee nie. As jy Dawid nou kyk, hierdie is Filistyne, die Ammoniete, die parasiete, daai ouens wat soos hom wil doodmaak. En die herder berei die tafel voor. En dis die feit dat jy kan fokus dan op 'n tafel. Maar hier's ouens, dis mos eintlik die idee van Gideon, is moet nooit afkyk en water dink jy kyk op en drink water, maar hierdie is so spesiaal. Dat is so ja, dis net ongelooflik. So die eerste uitnodiging wat ons ook gister gesels het by die tafel is dat Dawid sê dat u berei tafel voor my. En 'n tafel van oorvloed net. Dit is so mooi wat van die Bybel vir ons dit sê net dat die Here berei vir ons 'n tafel van voorsiening voor. Die Here is my herder, begin hy hierdie gebed of hierdie psalm en hy sê ek sal niks kort kom nie. Ja. So die eerste gedagte is dat die Here berei vir ons 'n tafel voor van oorvloed en van voorsiening. Ja. En ek het altyd hierdie prentjie in my kop as my ma kos gemaak het. Jy weet, of dit oggend, middag of aand was, nee. Daar was altyd ons het altyd dink gesê dit is genoeg vir Ami, nê. Ja. Dit was altyd dit was nie net 2 worsies, dit was 7 worsies gewees en dit was alles was net in oorvloed gewees. So wanneer ek aan hierdie tafel dink wat Dawid van praat van voorsiening, Marias, dan dink ek aan daai prentjie van my ma wat tafel voorberei het. Daar was altyd meer as genoeg gewees. Ja. En die Here nooi ons uit hierdie psalm en sê vir ons luister hierso, hierdie tafel wat ek vir jou voorberei is 'n tafel van voorsiening, is 'n tafel van oorvloed. Ja, en ons beleef min ons geloof so, veral hoe die wêreld na Christendom kyk en na ons kyk is, so jy kry maar net die ou stukkies, die scraps van die tafel af. En dis nie wat die Here sê nie, as ek kyk hierdie Kersfees gaan ons by my skoonouers. Sterkte. Ja, wel, ek moet sê, na Kersfees eet is ek staan soos 'n swanger vrou van die tafel op, gewoonlik as ek klaar geëet is, want ek kan nogal eet, dink Ja, jy ek kan het al getuig gesien al. daarvan, ek kan wegpak, maar daar's te veel kos. Ja. En dis wonderlik. En Dis as die ek prentjie ja, hierso. dis
dis te veel kos en selfs vir my wat 120 kg uitslag, dis te veel kos. Maar dis die idee van dit is die Here dek hierdie tafel, jy kan jouself indink en dit is hierdie oorvloed beteken dis meer as 100%. Dis nie net die 10 of die 15 of die 25% of elke nou en dan se genade, beskerming, voorsiening nie. Dit is meer as 100%. Meer as genoeg. Meer as wat ons nodig het. En toe ons oor hierdie stuk gesels het gister en toe ek voorbereid het ek vir myself 'n vraag gevra, want as ons oor voorsiening praat en van oorvloed praat, dan het ons 'n definisie van dit. Ja. Ek en jy het 'n bepaalde definisie van oorvloed en van voorsiening. Ja. En ons definisie baie keer van oorvloed en voorsiening is materiële goeders. Dis daai versadiging, dis daai clarification op hierdie oomblik net. 'n vol petroltank. Terwyl as die Here praat van die tafel van voorsiening en van oorvloed wat hy vir ons voorberei, is die Here se definisie soms 'n bietjie anderste as ons in dit. Dit is nie daai soos wat ons dit dadelik sal wil hê nie. Maar die voorsiening en oorvloed is beter, is dieper, het 'n perspektief op die ewigheid, het 'n perspektief op sy plan, op sy droom vir my lewe, op wat hy weet die beste van my is net. En soms wanneer ons aan die tafel sit en ons sien die voorsiening van die Here of die oorvloed van die Here, dan kom ons bepaalde definisie en filters in net. Ons sê, maar Here, ek wil nie hiervan hê nie, ek wil nie hiervan hê nie, ek wil hiervan hê net. Dit is nie hoe ek die voorsiening van die Here sien nie. Dit is nie hoe ek die oorvloed van die Here sien. Dan het ons nog 'n spyskaart wat ons van wil bestel, as ons na die oorvloed van die Here kyk, of sy voorsiening kyk. Ja, ek dink baie die storie van Moses met die klip is 'n mooi ding. Die Here gee water in oorvloed. Na die eerste keer moes nou praat. En toe dan weer gebid word vir dit die voorsiening. Toe word daai klip, ek gaan vir julle, toe word hy geslaan. En dis baie keer wat ons doen, ons het 'n sekere idee van hoe dit moet wees, 'n sekere idee waar dit vanaf moet kom, hoe dit moet lyk. En dis een van die gevaarlikste goed. Baie gevaarlik. Wat as jy, en dis 'n Iriese familiestorie wat gebeur het, dat mense van Pretoria by ons in Keetmans kom eet te kuier, en my ma maak lekker kos. Jy kan sien sy in my lyf, sy maak lekker kos. En die mense kom kuier toe daar en sy maak toe sop wat ongelooflik lekker was, en dis brood en alles, en een van die seuns wat toe nou van Pretoria afkom, die vent, hy sê half eet 'n bietjie sop, en my ma vra, soek jy nie nog nie, hy sê nee tannie, ek sal wag vir die hoofgereg. Nou dis 'n wille ding om te doen, om so voor te skryf vir 'n ma met tafel, dit nee, hierdie is, en ons doen dit so baie met die Here, om te sê, wat Here, ek gaan wag vir die hoofgereg, dankie. Hierdie is nie dis hoe ek voorsiening sien nie, dis hoe ek oorvloed, ons definisie, terwyl die Here se definisie andersins, maar is die beste vir ons lewens, nie? Sy voorsiening en sy oorvloed. Filippense 4 vers 19 sê die volgende, sê, my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. En ons word herinner dat die Here se oorvloed en die Here se voorsiening anders is as ons soms, maar dat dit nooit sal uithardloop nie. Dat dit meer as genoeg is om dit wat ons nodig het te voorsien. Ja, daai nodig dink ek is 'n groot ding. As jy nou probeer gewig verloor, en hier's 'n wenk vir almal ongesond, maar dit werk. So wat jy doen is jy drink baie Coke Zero. Wat gebeur is? Wat gebeur is? Toesluit. Daar is gas in Coke Zero. So wat gebeur is, die gas blaas jou maag op. Dankie, maar jy moet hom konstant hou. Want anders as hy gas uitgaan, dan is jy weer honger. So jy drink daai Coke Zero, jy loop met 'n 2 liter rond. Ek dink ons videograaf gaan deel met edit. En wat gebeur dan is, dan eet jy baie minder, want Coke Zero het soos 0 kalorieë, maar daai gas hou jou vol. En jy dink, jou lyf sê vir jou, jy's versadig, dis wat jy nodig het. Maar so 2 weke, 3 weke later, dan wat is daai wat jy kry skeerbuik van ons niks van voedingswaarde nie, maar ek het ten minste 5 kg verloor, Gerry. En so ek dink in dieselfde ding is dat is nie daai wat ons soek nie. Ons soek nie die idee of die persepsie van vol wees nie, want dis wat ons doen met ons geloof. Ons soek daai wat is voorbeeld proteïene, koolhidrate, vette, 'n stukkie wit goud op die biltong. Dankie Tim niks. Ek weet nie waar daai 4de een is nie. Ons het mos van die syde af. Ons is eintlik 'n Bybelprogram hierdie. Ja, vleis en groente. So jy moet skaap en hoender bietjie eet, dis die groente. Maar dis wat ons in ons koppe aangaan met ons geloof. Ons definieer wat is gesond. Ons definieer wat om hierdie tafel moet wees vir ons om oorvloed te ervaar. Dit is verkeerd. Dit is nie hoe dit werk nie. Is my herder. Ek sal niks kort kom nie. So dit wat op die tafel sit, sy oorvloed en sy voorsiening wat hy op die tafel vir ons voorberei, alhoewel dit soos wat jy nou mooi vir ons verduidelik het, nie, kom nie altyd soos wat ons dit wil hê, maar dit is meer as wat ons nodig het. Ek wonder of ek probeer nou dink, het jy al ooit 'n skaap sien vir die herder sê en dan met sy potjie so wys? Nee. En sê kom ons gaan hiernatoe. Maar dis basies wat hy sê, die Here is my herder. Die definisie van dit is skape volg die herder, nie die skape mee. Maak nie saak hoe hard genoeg 'n skaap mee nie. Hy kan regtig met 'n PA met 'n mikrofoon mee. Die herder wys vir hom, kom hier.
hier is vir jou 'n tafel voorberei van oorvloed, en veral in die feesseisoen. Ek dink daai definieer jou persepsie van oorvloed, veral met verhoudings. Ja. En dit dek ook die verhoudingstafel voor jou, en jy dink miskien die tafel moet vol sekere idees en gedagtes of My goeders vir my idees. sien So werk nie. Hy berei vir ons, hy nooi ons uit na die tafel van oorvloed en dan jy het in die begin daaroor gesels net dat hy vir ons die tafel voorberei in die teenwoordigheid van ons vyande. Psalm 23 vers 5 sê, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Het is allemaal lekker wees, as ons van al ons vyande kan ontslae raak in een oomblik en van al ons moeilikheid kan ontslae raak. Sal dit dan nie die perfekte lewe wees nie? Ja, ek weet nie of ek vyande of moeilikheid het nie. Jy het hulle sê dit nie vir jou nie. Ek is besig om na my bordjie kos te kyk, om my vyande in die oë te wil kyk. So ons het baie keer die idee, as die Here al ons omstandighede, al ons moeilikheid sal wil wegvat nie, dan sal dit eintlik met my goed gaan. Terwyl die Here baie keer doelbewus ons vyande en ons omstandighede los in ons lewens vir 'n paar redes. En van die redes is, dit is in daai oomblik, in teenwoordigheid van ons vyande en ons omstandighede, waar hy sy krag wys. Ja. Dis in daai oomblikke waar hy ons leer om op hom te vertrou. Dit is in daai oomblikke van waar ons leer dat hy die goeie herder is, ten spyte van die vyande wat om ons is, die omstandighede wat om ons is. Want as ons eerlik is, ek en jy groei nie in die maklike seisoene van die lewe nie. Dit is in daai uitdagende oomblikke, wanneer ons op my tafel sit en ons wonder, en ons is onseker, en ons vat daai goed na die Here toe. Dis daai oomblikke wanneer ons hom sien het, hoe word die Here se krag geopenbaar? Wanneer ons omstandighede is. Ja. Wanneer ons voor 'n see is, en 'n klomp Egiptenare is agter my, en die Here moet iets doen het. Ja. Dis daai oomblikke van waar ouens in 'n vuuroond, dis in daai oomblikke, in die omstandighede van waar die Here se krag openbaar word nie. So ons vyande is daar, nie om die lewe vir ons moeilik te maak nie, maar vir die Here om 'n paar goeders in ons lewens te doen. Ja, ek dink dis en veral vir Dawid wat dit daai tyd geskryf het. Ons dink nou uit die bril van 'n Christen. Ons glo in Jesus. En in die Joodse geloof was daai 'n kritiese stelling om te maak, want Rabbi het altyd verduidelik die verskil tussen die Joodse geloof en die Christen geloof is dat Jode bid om uit die situasie uitgeneem te word. Dis reg. Ons wil uit Egipte. As jy hard genoeg kla en hard genoeg uitroep na die Here, toe gaan hy jou uit hierdie uitvat. Ons Christen geloof werk anderster. Dus die Here plaas jou in hierdie omstandighede, sodat jy kan sterk wees, sodat jy geduldig kan wees, so jy verskil kan maak. En Dawid skryf dit al klaar voor Jesus Christus gebeur, dat hy maak die stelling van ons definisie en jou definisie van 'n sterk geloof is gebaseer in daai Romeine 5 vers 3, die swaar kry, die volharding, die egtheid van geloof en die hoop. En dit is die proses, 'n bietjie later moes wat hy sê, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. En dis die stok en die staf. So hy verduidelik daai ding van jou teenstanders is daar, jou vyande is daar, jou swaar kry is daar. Miskien in Dawid se geval sy Batseba is daar iewers. Sy is nie die vand nie, maar die ja, ek het altyd ek het al in die moeilikheid gekom om dit te sê, onthou Goliat was nie Dawid se reus nie. Hy was Israel se reus, maar Batseba op die dak was bietjie van 'n reus vir hom. En dis daai konsep van toe Dawid in daai moeilike geveg, toe hy beklei het en die koninkryk probeer vestig het, toe het daai temptasies nie gekom nie, want hy was in dit. En hy het so versterk in die oomblik wat dinge rustig raak en eintlik is soos ek dit wil hê. Dan kom iets wat nie eens soos 'n vyand lyk nie. En hy swaai jou hele lewe om. So die Here verstaan dit is dat hierdie voorsiening teenoor jou teenstanders is waar dit moet wees, nie in die gemaksone en die stilte van jou paleis nie. Dit is daar in die gevegsone, in die sone waar die vyande. En dan sê Jesus mos nog 'n ding van jy moet lief wees vir jou vyande. So gooi vir 'n broodjie. Ek weet nou nie of ek dit sal kan doen nie, maar ja. Maar dan maak ons 'n fout, baie keer. Die Here sê hy berei die tafel voor ons, in teenwoordigheid van ons vyande, maar wat ons baie keer dan doen is, ons gaan koop 'n stoel vir ons vyand, om langs ons te kom sit op die tafel. Ons sê vir vrees, hier is vir jou 'n stoel, ons sê vir angs, hier is vir jou 'n stoel, ons sê vir sonde, hier is vir jou 'n stoel, hier is vir my vyand, en ons moet dit reg verstaan, dat daai tafel is nie vir jou vyande nie, daai tafel is vir jou. Vrees en angs en onsekerheid, en jou vyande, die tafel is in hulle teenwoordigheid gedek, maar die tafel is nie vir hulle gedek nie. En baie keer nooi ons dit dan uit, en dan dek die Here hierdie tafel van oorvloed vir ons, Rias, van genade, van verliefde en van vryheid, hier voor ons, en dan gaan koop ons 'n stoel vir al daai goeders. En dan sê ons, maar hier's vir jou nou 'n plekkie, kom sit nou hier langs my, en kom eet saam met my. Daai kos is nie vir hulle nie.
daai is vir jou en vir my. En baie keer sukkel ons met soveel goed in ons lewens, want ons gaan koop 'n stoel vir ons vyande, om langs ons te kom sit net, en saam met ons hierdie maal te geniet, terwyl daai maaltyd joune is, in teenwoordigheid van jou vyand, om vir jou vyande te wys, dat God is goed, God gee 'n deurbraak, hy is een wat voorsien, hy sy krag word geopenbaar, maar hulle plek is nie langs jou die tafel nie. Ja, Lou Gigli het ook 'n boek geskryf, Don't Give the Enemy Seat at Your Table. Ja. En met hierdie definieer ons dit mooi, dis nie mense nie. Ons praat hier van mense is nie die vyand nie. Dit is, ek dink is baie belangrik om te besef, nog nooit was mense nie, maar dis angs, vrees, omstandighede, en ons nodig onvergifnis. Ons nodig goed uit om saam met ons 'n pad te stap, want dit kweek 'n emosie, dit is daai, en ons moet ophou. Daar's mos nooit wat jy iemand wat in jou huis inbreek sê, wag, kom sit hier langs my tafel. Dis wat ons doen. En ek dink die Here nooi ons uit om spesifiek dit, soos Dawid ook, te sê dat hy weet, 'n beer is 'n beer, 'n leeu is 'n leeu, en enigiets wat sy stem verhef teenoor die Here. Dit moet gestop word, en ons moet vra, daai identiteit wat Christus vir ons gegee het, wie Jesus sê ons is, wie God sê ons in staat is om te doen. Wat is daai goed wat dit keer? En dan moet hulle van die tafel afgejaag word. En dit moet ontbloot word in 'n sin. Don't give the enemy a seat on your table. Ja, presies. Maar die laaste gedagte is, en die oorkoepelende gedagte van gister is dat die Here ons uitnooi om by die tafel te kom sit, want daar kan die lekkerste skaapbout wees, daar kan die mooiste, maar ek en jy moet die uitnodiging het. Ek was daai dag, ek sal die name uitlos, maar ek was daai dag na troue toe gewees. Ek het mense getrou. En ek maak die aanname dat ek na die onthaal toe genooi is. en ek gaan toe na die lys van name, te kyk na waar ek kan sit, en ek gaan die al die tafels, ek sien my naam is hier daarop nie. En ek doen toe, ek gaan vat maar 'n stoel, en ek gaan sit toe nou maar op iemand anders is 'n stoel. Die Here nooi ons uit. Nee, jou naam is op die lys. Jou naam is op die lys. Die Here nooi uit. Hy sê Matteus 11:28 sê, kom almal na my toe. Hulle wat vermoeid is, hulle wat belas is, hy gee 'n uitnodiging. En Psalm 23 se tafel is 'n uitnodiging, om te kom sit aan die tafel van die Here. En so aan die einde van die jaar, wanneer ons kom met ons moegheid en ons geïrriteerdheid en ons frustrasies en ons gebrokenheid en ons huwelike wat uitmekaar uitval, ons lewens wat uitmekaar uitval, kom die Here en sê, hier's 'n tafel, kom sit. Daar's vyande wat gaan loer, daar's omstandighede, maar kom sit en kom geniet my rus, kom eet van my kos, kom geniet my oorvloed, kom geniet my voorsiening, maar jy moet die uitnodiging aanvaar. Die tafel gaan jou nie jaag nie. Nee, jy moet die tafel agtervolg jou nie. Die uitnodiging is nie dat, soos jy agter jou kyk, sien jy kom 'n tafel op wielietjies agter jou aangestoot. Nee, jy moet Jesus het gesê, kom gee alles weg. Okay, los laat die ontslapenis, hy het 'n uitnodiging gegee. Volg my en ek maak jou vissers van mense. Dit het nie toe gejaag nie, dit is die uitnodiging. Jy moet aanvaar. 'n wonderlike plek om te wees. En ons moet net dan daai sitplek inneem. Dis die laaste een vir die jaar. Dis die laaste een vir die jaar, lyk dit my. Ons geseënde Kersfees, ons spoedig nuwe jaar. Jy verjaar oor 2 dae. Miskien is dit die ja, so gerukkie ja. Miskien is dit die uitnodiging dan om vir Stanley weer laaste appel. Ja, net ou Stanley, so ek vir my die lang enetjie en dan gaan jy die kort een. Ons die lank en die kort. Ja. Dankie, dis mooi jaar.